Praise the Lord. Die Here is goed vir ons. Ek is vanaand opgewonde om 'n gedagte vir u te bring, dit wat die Here op my hart gelê het. Terwyl ek met die Kersdiens hier staan, toe praat die Here baie duidelik met my en die Here sê vir my, bring vanaand 'n gedagte vir my volk oor vergeet wat agter is en strek jou uit na wat voor is. Ek wil hê jy moet vanaand my mooi hoor. Vergeet van wat agter is en strek jou uit na wat voor is. Ulrich, kom staan net gou hier vir my, asseblief. Ethan, kom staan ook gou hier. OK, jy kan maar voor staan. Jy's voor op die wa. Staan jy voor? Jy's agter op die wa, jy staan agter. As ek by die volgende doelwit wil uitkom en ek hou hierdie vas, dan gaan ek nooit by die volgende doelwit uitkom nie. Want ek is besig met wat agter is. En as ek gaan hardloop terwyl ek agter my kyk, gaan ek val en ek gaan teen seer kry, gaan myself in die reis uithaal. Amen. Maar wanneer ek vanaand gaan en ek los wat agter is, ek los dit, is nou baie jammer, ek moet jou hier los, maar sterkte vir jou, en ek strek uit na wat voor is, gaan ek om aan hardloop. Ek kan so lank soos ek wees, maar ek sal om aan hardloop. Amen, baie dankie. Ek wil hê jy moet vanaand verstaan dat wanneer jy kan los wat agter is en uitstrek na wat voor is, dan gaan daar sukses in jou lewe kom. En ek wil graag wegspring met die skrifgedeelte welbekend Filippense 3 vers 13 en 14. Hy sê, broeders, ek reken nie dat ek dit reeds gegryp het nie. Maar een ding doen ek vergeet wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry waartoe God in Christus Jesus my geroep het. Ek jaag om die prys te verkry waartoe God my in Christus Jesus geroep het. Sê vir die een langs jou, ek gaan in 2026 my roeping vervul. Vanaand staan ons op 'n aand, dis oujaarsaand, en dis 'n stil drempel, baie mense besin oor die jaar en besef, hierdie was 'n moeilike jaar, dit was 'n seer jaar, dit was 'n hartseer jaar, dit was 'n vrolike jaar, dit was 'n suksesvolle jaar, afhangende in wat se situasie is, kan jy verskillende emosies vanaand beleef. Ek het self bietjie vandag gaan sit en bepeins oor hierdie jaar, dit was vir my 'n baie seer jaar, wat ek mense baie naby aan my verloor het. Dit was vir my 'n seer jaar wat ek groot verliese gehad het, as ek dit so kan stel. Maar tog in dieselfde tyd was dit 'n jaar van seëninge, 'n jaar van doelwitte wat ek gestel het, wat ek deur God se genade bereik het, en ek het nog meer bereik as wat ek wou bereik het, want God seën 'n poging, God seën nie niks nie. Amen. En dit was op die einde van die dag, kan ek hier staan en ek kan sê 2025 was geseënd in die naam van die Here. Nie deur krag of deur geweld, maar deur die Gees. En ek wil hê jy moet vanaand dit besef, maar hierdie aand bring ons tot besinning om te dink, wat het alles oor hierdie jaar gebeur? En die hartseer ding van dit is net, baie mense besin nie net vanaand nie, hulle besin aanhoudend en aanhoudend en aanhoudend, en die besinning hou aan vir die volgende 6 maande, wat hulle steeds in trauma lê, en steeds hierdie goed vashou van die verlede en nie verder kan kom nie. Maar vanaand is daar uitnodiging vir jou. Kom na my toe, elkeen wat vermoei en belaai is. Ek sal vir jou rus gee. My las is lig en my juk is sag. Ja, daar's natuurlik goed wat ou nie net kan laat gaan nie, maar as jy sekere goed vashou wat die Here eintlik vir jou wil van vrymaak, dan is dit jou eie. Ek moet nou 'n mooi woord kies, gepaste woord, maar ek wil hom tog duidelik genoeg sê, anders verstaan nie hom nie. Is jou eie stupidheid. Kan ek dit so sê? Maar verstaan jy stupid, moet ek 'n slimmer een gebruik? Dis jou eie dommigheid. Baie mense sit vas in 'n verlede van verwerping, van kwaad, van woede. Baie mense sit vas in 'n verlede, dinge wat hulle seer maak, dinge wat hulle omkrap, wat, baie dankie dat jy my baadjie kom neem. Daar's baie mense wat vashou in goed wat eintlik bestem is om te los. Daar seker goed wat jy 'n besluit het, gaan jy dit los. Want dit het jou gelos, jy hou dit nog vas.
Maar oké, kom ons gaan aan. So sit ek vanaand en ek moet bietjie besin oor hierdie nuwe jaar. Hoe gaan ek hierdie jaar ingaan? En as ek kyk na apostel Paulus se woorde hier en hier skrywe, wil ek graag vir u iets sê. Ek wil hê jy moet baie mooi verstaan. Hy bied nie hier vir my 'n tegniek om skielik suksesvol te wees nie. Hy bied nie hier vir my 'n tegniek om skielik selfverbetering toe te pas nie. Hy gee 'n bietjie raad hierso. Hy gee raad hierso, 'n evangeliese houding wat hy openbaar teenoor die uitdagings wat daar is en oor hierdie nuwe jaar wat voorlê. Hy sê ek vergeet wat agter is. Ek ontken dit nie, maar ek weet dat daar's verlossing. Wie van julle kan nou sê dit wat hierdie jaar met jou gebeur het, het nie gebeur nie? Dan verstaan jy nie wat het gebeur nie. Dinge het gebeur. Met wie van wat hier sit, het daar niks negatiefs gebeur die hele jaar nie. Het was net 'n pypjaar. Hoe kan mense wees? Nie een nie. Ons gaan meer bid. Minimaal. Want ons almal het hierdie jaar teleurstellings gehad. Ons almal het dalk seer gehad. Ons almal het verwagting gehad wat nie gebeur het nie. Ons kom deur verskeie goed in ons eie lewe wat ons vanaand dalk mee moet deel en besef, hoorie, as ek my wil vergeet wat agter is, moet ek vanaand daarmee deel. You need to deal with it. En dan moet jy vorentoe gaan. Jy kan dit nie ontken nie. Trauma is iets wat die eerste oomblik wat jy kan vrykom of gesond raak, is wanneer jy kan erken wat het gebeur, jy kan dit analiseer, jy kan dit deurwerk en dan kan jy stap na genesing toe. Om dit net weg te skuif, maak jou nooit gesond nie. Is dit so? Amen? Jy weet mos hoe gaan dit in die staat tans. Ons skuif net al die probleme weg. Dis hoekom dit fantasties in ons land gaan. Ergens moet daai goed hanteer word. Ergens moet ons dit hanteer, of dit lekker is of nie. Ons moet dit hanteer. Amen. Ok, kom ons gaan aan. Vir sommige van ons was die afgelope jaar 'n jaar van spyt, skuld, gebroke verhoudings, gemiste geleenthede, stille lyding. Van ons het deur baie erge trauma gegaan en baie seer, groot verlies wat niks in die wêreld so ooit kan terugbring nie. Baie van ons het deur tye gegaan wat jy jouself nie kan vergewe het vir goed wat jy dalk gedoen het nie, goed wat jy toegelaat het nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, die goeie nuus van die evangelie is dit, dat Christus Jesus, in hom is die verlede nie die laaste woord met full stop nie. Daar's altyd 'n komma want sy verhaal gaan aan. Daar's altyd hoop wanneer Christus in die saak is. En ek wil hê jy moet dit verstaan, vergifnis vanaand wat die Here my gee, vee nie al die seer net uit nie. Maar dit gee vir my vanaand 'n geleentheid om myself te vergewe oor dit wat gebeur het en wat ek voel is my skuld, is my deel, sodat ek kan vorentoe gaan. Ek dink een van die grootste probleme waarmee ons sukkel as kinders van die Here is om onsself te vergewe. Ons kan partykeer ander mense nog vergewe met moeite, maar ons kan onsself nie vergewe nie, want ek het al hierdie geld verloor hierdie jaar, want ek was dom geweest, hoekom het ek nie gekyk nie? Ek is seer gemaak in verhouding, hoekom het ek nie geluister nie? Hoekom het ek nie gesien nie? Hoekom dien, hoekom daan? Jy heeltyd kastei jy jouself, want jy het foute gemaak. Is daar van julle wat saam my kan stem? Yes. Maar vanaand wil ek vir jou sê, die vergifnis wat in Christus is vanaand waaroor ek deel, nie so seer vir die ander nie, maar dis direk vir jou en vir my, om myself te vergewe, sodat ek kan vorentoe beweeg. Sodat ek myself kan vryspreek, sodat ek vanaand kan doen wat God wil hê. Oujaarsaand is 'n heilige oomblik om te sê, wat God vergewe het, hoef ek nie langer te dra nie. Wat God vergewe het, hoef ek nie langer te dra nie. As ons sondes bely, sê die woord van die Here, is hy getrou en regverdig om dit weg te neem. So selfs as jy sonde gedoen het, selfs as jy iets groots, 'n fout begaan het, en jy dit bely, en jy het jou saak reggemaak met die Here, wil ek vanaand vir jou sê, dit sit nie meer in jou vas nie, it's no longer yours, dis vasgenaal teen die kruis van Golgotha, die Here maak jou vry, jy moet glo, jy is vry.
Sê vanaand bietjie, ek is vry. Ek is vry, want Christus maak my vry. Baie van ons sit op 'n verkeerde plek en ek wil jou graag vanaand mooi leer ooreenkomstig die woord van die Here. Baie mense maak 'n fout en hy bely en hy sê vir die Here, Here, ek besef ek het 'n fout gemaak en dan wag hy vir sy pak slaag. Die woord van die Here sê baie uitdruklik dat wanneer daar vergifnis vir sonde is daar nie meer 'n prys vir die sonde te betaal nie. Hy het die prys weggeneem. So wat ek vanaand vir jou sê, ja, as jy nou hier gaan jaag soos 'n Schumacher hier af en jy tref 1 of 2 of 3 mense of karre en jy vang allerhande nonsens aan, gaan die staat jou vervolg, jy gaan moeilikheid kry. Dis nie die Here nie, jy het die keuse gemaak, daarom kry jy pak slaag. Amen. Maar die Here kan jou genadig wees, hy straf minder wees. Een man sê vir my by geleentheid, hy sê, pastoor, ek is baie moedeloos, ek is baie omgekrap met die Here. Ek sê, hoe so praat met my? Hy sê, ek is nie altyd ou wat drink nie, maar toe ek nou moeilikheid kry, toe raak ek bietjie dors. En toe ek nou bietjie dors is, toe drink ek nog genoeg, want ek was baie dors. En toe trek hulle my af, en nou moet ek 6 maande gevangenisdiens doen, wat ek moet nou, hy het parol gekry, of nie parol, wat noem hulle het, laat hy op die einde van die dag gaan, en hy moet nou die zoo gaan skoonmaak. Hy moet gaan werk daar by die Pretoria Dieretuin. Ek is ook maar dankbaar, want daar word nie veel skoongemaak nie. Ons kort nog 'n paar ouens wat hom wil join. Maar in elk geval, nou is hy baie omgekrap, hoe kan die Here dit aan my doen? Is 'n vernedering vir my, en is 'n vernedering vir my huis, en alles. Ek sê, maar, jy moet nou jouself nou mooi luister. Jy's nou kwaad vir die Here, omdat jy dors was. Toe jy dors was, het jy na die Here toe gegaan, of na die werke van die duisternis? Maar jy wil God kwaadlik neem. Ek sê, weet jy wat is die Here waarvoor jy kan op en afspring, halleluja sê, is dat hulle jou nie toegesluit en gehou het in die tronk nie. Want dan het jy meer skoon gemaak as net die dieretuin. So ek sê vanaand vir jou, daar's 'n tyd wat die Here genade vir ons bewys deur sekere goed. Daar's baie mense wat net altyd gaan huil. Maar as tye wat jy goed aanvang, wat ongelukkig, ek meen as jy gaan cheat op jou vrou, en jou aan met dit en jou aan en dit kom in die lig, dan gaan jy bietjie pak slaag kry. Die Here kan jou vergewe, jy gaan pak kry by haar, glo vir my. Steek al die koekrollers en panne en alles weg, jy gaan pak kry. Dis gewis. Jy moet net bepaal wanneer. Maar op die einde van die dag, wanneer Jesus in jou hart neem en jy sien, ek begin met verkeerde ding, en jy los dit, dan kan die Here jou genadig wees, sodat jy 'n hou met die koekroller kan mis. Jy kan genade kry by God, sodat hy jou kan bewaar en jou huwelik kan bewaar. Sê amen. Ek wil hê jy moet dit vanaand regtig verstaan. God se genade is groot, maar ons het steeds keuses. Hy sê, ek strek my uit na wat voor is. Hoop is 'n baie belangrike ding, is om hoop te hê, want geen mens kan jou uitstrek vorentoe as jy nie hoop het om aan te gaan nie. Geen mens wil opstaan die dag as jy nie hoop het om aan te gaan nie. Wanneer iemand in depressie ly, is die eerste ding hulle sê vir jou, ek voel nie om op te staan nie. Ek wil nie uit die kamer uitkom nie. Ek wil nie uit die huis uit gaan nie. Ek wil net nie. Ek sit by geleentheid. Toe val ek ook so 'n bietjie in 'n tipe depressie. Ons kry mos maar sulke tye. So jaar of 3 of 4 terug. En ek sê ook vir my vrou, ek wil nie vandag ingaan nie. Ek wil nie skool toe gaan nie. Ek wil nie, en ek sê ek wil net nie gaan nie. Ek is kwaad. Die kinders is lelik, almal is lelik met my en alles. Ek weier om verder skool toe te gaan. Sy sê vir my, maar jy is die hoof, jy moet gaan. En ek besef, jy kan enige posisie beklee. Dit gaan nie bepaal of jy teenkanting het of nie. Jy kan alle geld in die wêreld hê, dit vat nie jou probleme weg nie. Inteendeel, van daai manne, jy begeer so hulle geld. Kom ek sê vir jou, saam met die geld kom moeilikheid. Maar in elk geval, ek sal nie heeltemal sê wat ek wou sê nie, maar as ons vanaand hier sit, en ons sit vanaand hier en jy sê, okay, ek raak opgewonde en optimisties oor die nuwe jaar,
Ek is optimisties oor wat die Here gaan doen, dinge gaan goed gaan, want jy weet, ons het goeie nuwejaarsvoorneme. Ek gaan so 'n paar kilos verloor, ek gaan weer van my hangkas 'n borskas maak, ek gaan so 'n paar dinge regtrek in my lewe, en ek is baie, baie opgewonde. Wil ek vir jou sê, en jy dink, volgende jaar gaan alles net beter wees, wil ek vir jou sê, jy flous eintlik jouself. Om Christus in jou lewe te hê, beteken nie jy het nie uitdagings nie. Maar om Christus te hê beteken jy het hoop in die uitdaging. Om Christus te hê beteken nie daar's nie storms nie. Dit beteken daar's 'n anker en 'n skuiling in die storms. Om Christus te hê beteken nie daar's nie beproewings en moeilikheid nie, maar dit beteken daar's oorwinnings in sy naam. Halleluja! Ons moet Christus hê en Christus gee ons die oorwinning. Paulus gebruik die beeld van 'n atleet en hy sê, iemand wat nie terugkyk nie. Nou ek wil nou vir jou sê, ek is baie lief om atletiek te gaan kyk. Ek weet nie wie van julle het al gaan kyk nie. Na hardloopbou dan sê hy meer besig om agter hom te kyk wie haal hom in as sodat hy voor hom kyk. Nou, ek dink baie ouens moes dalk bietjie agterop geloer het, dan het hulle nie tweede gekom deur te celebrate en hy was nog nie oor die lyn nie. Maar okay. Buiten dit, dan kyk ek van daai kinders. Hy wil net die een voor hom wen. Nou ek was so op skool omdat ek stout was eerstens. Het ek altyd maar gelag en dan het ek saam met die ouetjies agter gehardloop. Dit was nou my klang. En ek was eintlik vinnig. Ek het omgedraai dan hardloop ek sommer agteruit of iets. En dan lag ek nou en ons gaan saam. Dis my vriende. So hulle het nie gevoel ek lag net vir hulle nie. Ek het gelag vir alles saam. So dit was nie om hulle te spot nie, dit was maar net vir my baie snaaks. En nou kyk ek heeltyd dan dink ek so, ek wil net ten minste die laaste ouetjie wen. As ek twee laaste kon gaan, vir my sê ek was laaste nie. Dan speel ons vandag nog golf, en speel ons 'n kompetisie of een of ander golfdag, en sê ek, ons moet net nie laaste kom nie. Ons wil net kyk wie's agter ons. Ek wil vir jou sê, partykeer, skryf jy dit vir jou uit, om maar altyd tweede laaste te wees. Want jy's besig met die ou agter jou, in plaas van die ou voor jou. Ek wil vir julle sê, wanneer ons sukses wil behaal, moet ek eers in my lewe kom en sê, ek hou op om my te meet met die stadiges, en nou voel ek is vinnig. Ek sê by geleentheid, vir die kinders, ek wil nou nie weer uitsonder nie, om teen die jongeres te hardloop, is nie 'n prestasie om te wen nie. Of as jy hardloop en hardloop teen iemand met een been, is nie 'n prestasie om te wen nie. Is 'n prestasie om iemand wat jou portier is, te kan mee vergelyk. Baie mense kom en dien hulle die Here en sê, ja, maar ek is daarom in die kerk nog 'n Sondag nou en dan. Daai ou is nooit in die kerk nie. Moet jou nie meet met iemand wat swakker is nie. Want dit sê nie vir jou dis wenresep of wenresultate nie. Dis iets wat ons met hierdie jaar reg kry. Om jou uit te strek is 'n daad van geloof. Hy sê ek strek my uit na wat voor is, om weer lief te hê, al het ek seer gekry. Om weer te vertrou na teleurstellings. Om weer gehoorsaam te wees, selfs sonder waarborge. Hoeveel van ons sukkel met, ek kan nie vertrou nie, want ek het seer gekry. Mense het my te veel teleurgestel. Ek kan nie aangaan nie, ek wil nie weer lief hê nie, want ek kom deur 'n seer pad. Ek wil vanaand vir jou sê, die Here wil hê, dit moet weer goed gaan met jou. Die vyand wil jou daar hou. Hy wil hê, jy moet in die negatiewe, moet jy jou vasmaak. Hy wil jou toespin, soos in 'n kokon. Luister vanaand, volk van die Here, God gee weer hoop. Hy gee weer liefde na teleurstelling. Hy gee weer antwoord na seer. Hy is daar vanaand vir jou en vir my. Ons moet net deurdruk. Amen. Amen, amen. Die nuwe jaar vra nie perfeksie nie. Maar hy vra een ding, gemeenskap met God. Gemeenskap met God en getrouheid. Ek wil hê jy moet vanaand weet. As jy vanaand gaan, hy vat die volgende deel van die vers, sê ek jaag na die doel. Die rigting van ons lewens. Baie mense se doel is om eendag te trou, kinders te hê, party se doel is, hy wil oorsee werk, party se doel is, ek wil baie geld hê en 'n groot huis en 'n mooi kar hê. Party mense, elke ou het sy doelwit in die lewe. Maar ek wil vir jou sê, en ek het dit gesê en ek gaan dit nog baie sê, daar's niemand so arm soos hy wat net geld het nie. Jou doel in die lewe is nie wat jy kan vermag in die tydelike nie.
Jou doel in die lewe, jou skepingsdoel, ooreenkomstig die woord van die Here, is om in jou roeping te staan, waartoe God jou geroep het. Jy sal nooit genoeg hê, as jy nie God in jou lewe het nie. Ek ken mense wat multimiljonêers is, vakansie bly in sy kar, en verhuur hy sy huis uit om nog geld te kry. Ek ken mense wat skatryk is, hy werk 7 dae 'n week, en as hy kan, so hy sommer net daar gebly het, sodat hy kan aanhou werk om meer geld te maak, want geld is sy God, hy moet sy God eer. My God is die God van alle gode. Aan hom behoort die 4 op 1000 berge behoort aan hom, al die rykdom behoort aan hom, en ek soek sy wil, dan is alles wat ek nodig het vir my. Hy sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Ek wil vanaand vir jou sê, die Here wil hê, ja, dis mooi om verder te leer, dis mooi om hard te werk, dis mooi om besighede oop te maak, is mooi dat dit goed gaan met jou, want die Here seën 'n poging en God seën jou besigheid. Maar luister vanaand, jou doel moet nie rykdom op aarde wees nie. Jou doel, hallelujah, I've got a mansion just over the hilltop. Jou doel moet wees om God te dien in gees en in waarheid, om vir jou 'n kroon reg te kry in die ewige lewe, want Jesus gaan kom. Sê amen. Glo u nog Jesus gaan kom? Kom ons eer hom. Halleluja. Sabarondaka sababayendai. Ons moet daar die roeping, naaste Paulus sê, ek jaag na die doel. Hy sê die roeping wat daar vir my in Christus Jesus is. Dis waarna ek jaag. Ek wil nou vir jou sê, elke ou kan nou maar sy opinie kom, my bietjie navorsing wat ek al gedoen het, en ek het taamlik gedoen as dit kom rondom Paulus. Paulus was nie 'n arme man nie. Paulus was nou nie 'n ou wat bakkant net gestaan het nie. Paulus is 'n man wat geld gehad het. By een geleentheid sê die woord, toe daai hoëgeplaaste onder wie hy in bewaring was, het heeltyd gehoop Paulus gaan vir hom geld gee. So Paulus was 'n man wat bekend was, hy het 'n paar rand gehad, hoor. Ja, kom ons los dit dan. Nou, vanaand op die oujaarsaand is die vraag, waarheen is u en my lewe op pad? Waarheen is ons op pad? Wat vorm my besluite? Wat vorm my denkwyse? Wat jaag ek werklik na? Is ek besig om die wêreld te jaag, want ek wil in die wêreld rang en posisie hê, of wil ek God najag? Hy sê, want sou ek nog die wêreld soek, kan ek nie 'n kind van God wees nie. Hy sê, dan is ek die geringste van almal. Want ek sê vanaand vir u, as jy die Here soek in gees en waarheid, en ek wil hê jy moet dit baie mooi verstaan, die Here wil hê dit moet met jou goed gaan. Dit beteken nie, as ek die Here soek, gaan dit met my swaar gaan en ek is in armoede nie. Daai kom uit sektes uit en verkeerde bedienings uit. Die Here wil hê dit moet goed gaan. Amen. Ek sê 'n prosperity teacher nie, maar ek sê stupid nie, ek het die Bybel gelees. Die Here wil hê dit moet met jou goed gaan. Die Here wil hê jy moet 'n goeie pos beklee. Die Here wil hê jy moet 'n goeie salaris kry, want klaagliedere is verby van die Ou Testament. Hy wil nie jy moet heeldag huil en kla nie. Hy wil hê jy moet wees soos Paulus sê, ek het geleer om vergenoeg te wees. Wanneer jy vergenoeg is, dan besef jy, Here, nou het ek genoeg. Help my om. I am blessed to be a blessing. I am anointed and appointed by God. I am anointed so that the anointing of the Holy Spirit can flow from me unto others. God wil jou gebruik in jou roeping. Maar ek is besig met geld. Ek is besig met mag. Ek is besig met my eie rykdom. Ek is besig met eer. Ek wil graag eendag wêreldbekend wees. Baie evangeliste dit hoor sê, dan sê ek, is jou motief jy of is jou motief Christus? Lift Jesus higher, lift him up for the world to see. He said, if I be lifted up from this earth, I will draw all men unto me. Ek dink dis tyd dat ons God oplig en nie onsself nie. Ek wil hê jy moet vanaand besef, dat hierdie evangelie, hierdie boodskap is vanaand uitnodiging vir jou en vir my, om te besin oor waaroor alles gaan, en net te vra, waarmee is ek regtig besig? Is my motief reg voor God? Terwyl hierdie jaar tot einde kom, hoor ons nie net die klokke en die vuurwerke en alles wat afgaan en mense is opgewonde en tevrede en skiet 'n paar goed in die lug nie. Vanaand hoor ons as kinders van die Here 'n roepstem.
Daar's 'n roepstem. Nie 'n stem wat veroordeel nie. Nie 'n stem wat jou net wil pak gee vir alles wat jy verkeerd gedoen het nie, want jy het dit self al genoeg gedoen. Vanaand is dit 'n mooi sagte stem wat vir jou sê, kom na my toe, volg my. Jy wat vanaand vermoei en belaai is, kom na my toe. Ek wil jou rus gee. Ek wil jou 2026 'n suksesvolle jaar maak. Gee my 'n kans. Gee my net 'n kans. Mag ons die nuwe jaar binne gaan, nie vasgevang deur die sleg wat agter is nie. Nie verlam deur die vrees vir dit wat voor lê nie, maar gedra deur die genade van God, met die wete wat ons het, dat hy is reeds daar. Daar waar ons nog moet kom is hy reeds. En hy weet wat vir jou voor lê. Hy sê die gedagtes wat ek aangaande julle koester, is gedagtes van seën en voorspoed en vrede, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee, sê amen. Sê vir een langs jou, en dit gaan dalk moeilik wees, sê die Here wil hê dit moet goed gaan met my. Moet nou nie die tweede deel sê van, ek dink nie altyd so nie. Maar ek wil hê jy moet vanaand weer, die Here wil hê dit moet goed gaan met jou. Die Here wil hê jy moet uitstaande doen in jou werk. Die Here wil hê jy moet bevorderings kry. Die Here wil hê dit moet goed gaan. Maar hy wil nie hê jou motief moet wees vir wat jy kan kry nie. Jou motief moet wees wat jy kan dien. Jou motief moet vanaand wees, die grootste erekoning in die hemel en op die aarde, sê woord, was daar niemand so groot soos hy nie. Het aarde toe gekom om te dien, sodat u en ek vanaand genade kan kry. En daarom is hy opgelig as koning van alle konings. Vanaand wil ek vir jou sê, as jy jouself verneder, God sal jou optel. As jy vanaand sal nederig bly, ek sê nie jy moet minderwaardig raak nie, nederig bly, sal God jou optel. Ek wil hê jy moet vanaand weet, vanmiddag deel ek met jonges, ek vertel hulle die storie, en ek wil dit vanaand net ook vir julle noem. Dan gaan ons amper oor na die nagmaal toe. Dat 'n dominee kom by 'n nuwe dorp aan, hy sy 7 jaar geleer vir dominee. Hy kom van universiteit af, baie opgewonde, baie kokkie, baie slim. Die jonges is gewoonlik mos baie slim. Baie van die jonges. En hy kom daar aan in die kerk en hy is verskriklik opgewonde, want ek gaan hierdie dorp nou warm preek, hoor. Ek het 'n paar toerustingkies in my toolbox. Ek het hard geleer en hierdie ou man moet nou spasie vir my maak. En hy stap op daai oggend by die kerk, hy's opgewonde, man, hy het sommer so huppel in sy trippel, hy moet net bedaar, want anders sê hulle vir hom, gaan daar so na die rasende ouens toe. So hy moet net kalm wees, en hy stap op, en hy stap vorentoe, en hy gaan staan agter daai kansel, hy's baie opgewonde, hy bring sy boodskap uit volle selfvertroue, en hoe goed hy is, en sy kwalifikasies, en sy kennis, en alles wat hy het. En na ruk toe voel hy, hoorie man, nou voel dit nou nie meer so lekker soos wat dit gevoel het toe ek opgekom het nie. En hy voel maar so 'n bietjie down, want hy sien die mense lyk maar so 'n bietjie moorig soos baie van julle. En hierdie was nou die som. OK, in elk geval, en na die tyd stap hy nou maar af aan die ander kant, ewe skouertjies hang, baie nederig, heel ander postuurtjie as wat opgekom het. Toe hy opkom, toe lyk hy soos 'n bokser, toe hy afgaan, toe lyk dit soos na die geveg. Maar in elk geval, hy stap af, en die ouderlinge kom na hom toe, en wil hom 'n bietjie moed en praat. Hy sê, ja, maar wat het gebeur vanmôre? Hy sê, ek kom met al die tools en toerusting wat ek het, en ek is voorberei en alles. Wat gaan nie aan? En een van die ouderlinge staan so, hy bly stil, hy kyk vir hom, hy sê, as jy opgekom het soos wat jy afgegaan het, het jy afgegaan soos wat jy opgekom het. Vir die wat dit nou nie snap nie, ek gaan gou vir julle verduidelik. Hy het kokkie opgekom en hy het verneder afgestap. As hy nederig begin het, het hy hoog afgestap. Amen. Ek wil hê jy moet dit weet vandag. Wees nederig. Lê voor die Here, wag voor hom. God sal jou optel op die regte tyd. God sal jou seën, God sal jou salf, want jy is nou maar eenmal 'n geseënde van die Here. Ek vra vir u, die Here praat vanaand met my toe ek bid, en hy sê vir my, Paulus praat, en hy sê, Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry, en Demas het sy roeping in God verwaarloos. Ek vra vanaand vir jou, hoe staan jou roeping voor God?
Leef jy jou roeping uit? Of het daar so 'n bietjie botsing van belange ingekom? Het daar so 'n bietjie afwykings ingekom, so 'n bietjie verleidings en misleidings en allerlei snaakse goed. En ek voel vanaand, ek moet dalk net so 'n bietjie weer daai oogklappies opkry en sê, Here, help my om gefokus te wees op Jesus Christus. Ek vra U vanaand. Ons gaan vanmôre en ons besluit, ons gaan gou eet by Spar. Ons gaan Spar het lekker ontbyt, die vakansiegangers. Kies net julle tye reg, want anders skry ons nie plekkie. Maar en ons gaan eet gou ontbytjie daar en drink 'n peanut butter milkshake, is die beste, hoor. Nou in elk geval, en terwyl ons nou daar is, raak ek so 'n bietjie stil en ons almal is maar besig met onsself. Ons stap so deur Spaartuig voertuig toe en ek begin die liedjie sing. Tydjie is ou in gedagte en doen jy ek goed daarna besef eers wie het my dalk nou almal gesien. Maar en ek sing die liedjie Because He Lives. I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. En die oomblik terwyl ek dit sing, toe sê die Here vir my, besef jy nie hoe gepas is daai lied nie. Because He lives, I can face tomorrow. Ek kan vanaand op 31 Desember 2025 sê, because He lives, I can face 2026. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Ek wil vanaand vir jou vra, wil jy nie vanaand net saam met my sê, Here, ek wil vanaand hierdie uitnodiging vat. Ek wil vergeet wat agter is. Ek wil my uitstrek na vore, wat voor is, sodat ek my roeping kan volstaan wat God my voorgeroep het. As jy vanaand voel, Here, ek wil hierdie besluit neem. Ek wil daadwerklik vanaand die besluit neem. Staan so vinnig op jou voete, ek gaan vir jou gebed doen, u wat so voel. Daarna gaan ons die nagmaal gebruik. Here, vanaand, elkeen wat nou op hulle voete is, elkeen wat vanaand hierdie besluit neem om te sê, dat ek gaan nie 2026 weer my roeping verwaarloos nie. Ek gaan nie 2026 verder aangaan met hierdie goed wat ek sleep van 2017 en die jaar 2000 en 1982 en 1970 af nie. Nee, ek los dit, sny dit nou af in die naam van Jesus. Here, ek kom in die Gees en ek kanselleer daardie vloeke, ek kanselleer daai bindings, ek kanselleer daai onvergewensgesindheid wat mense vashou. En ek sny dit af in die Gees en ek vra Here dat hulle 2026 kan ingaan en hulle volle potensiaal kan bereik. Here, want as ons 2026 skoon ingaan en ons gaan dit vry in die vryheid van die Gees. Halleluja. Oh, glory to God, sal ons wees eenmal die geseëndes van die Here. Ons sal huppel en dans voor die Here. Ons sal beweeg in die krag en die heerlikheid van sy glorie. En ek dank U vanaand, Here, dat U ons vry maak. Ons spreek vry hulle wat ons te nagekom het. Ons laat gaan dit, Here. Ons wil dit nie langer vashou nie. Ons wil nie vanaand laat dit langer 'n demp op my hê nie. Ek gaan nie meer laat seer kry en onregverdige behandelings en goed wat hulle negatief teen my gedoen het, van skooltyd, voorskool, in skool, na skool, van my getroude lewe, dalk my eerste of tweede huwelik, of wat ook al gebeur het, langer my lewe op hou sit nie. Here, vanaand druk ons die knoppie, hy gaan weer play, hy gaan nie langer pos nie. Ons gaan nie langer stil staan en nie verder kom nie. Ons strek vanaand ons hand uit, asof ons dit kan kry. Ons strek ons uit na wat voor is. Ons vat vanaand die beloftes, ons vat die profesie, ons vat vanaand en ons maak dit los oor ons lewens. Ons roep vanaand daardie profesie en woord tot vervulling in ons lewens. Ons sal beweeg op oorwinningsgrond. Ons sal beweeg, halleluja, in die oorwinning in die naam van Jesus Christus. Here, vir die woord om tot vervulling te kom, het ek baie keer nodig om 'n stappie vorentoe te gee. En dan sal hy die waters klowe en ons sal droogvoet deurgaan. En die vyand wat agter ons wil probeer inhaal met die verlede sal omkom, want God gee my die oorwinning. Dankie vanaand, Here. Dankie dat ons vanaand ook U liggaam gaan gebruik, U bloed wat vir ons gestort is, U liggaam wat vir ons gebreek is. Ek vra vanaand dat U dit so sal seën tot elkeen van ons. Vanaand, Here, wil ons met 'n nuwe begrip oor verlossing, wil ek vanaand
hierdie bloed drink en van hierdie brood eet. Ek kan nie sê verlossing, ek bind u vas en myself vas nie. Ek kan nie sê ek is vry, Here, as ek vanaand nie wil toelaat dat u my vry maak nie. Seën vanaand, elkeen van ons, deur hierdie liggaam wat ons gaan gebruik tot u gedagtenis. Ons dank u daarvoor, Vader. Word nou verheerlik, ons aanbid u in Jesus naam. Amen. U kan vinnig hier se plek neem, die bedieningsspan gou vorentoe kom. Ons gaan vir u bedien, soos wat die Here op ons hart lê. Prys sy soete naam. Prys sy soete naam. Die Here Jesus het die nag waarna hy verraai is, het hy brood geneem, gebreek en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Neem, eet dit. Paulus skryf mooi en hy sê dat ons moet die liggaam onderskei. Hy sê omdat baie nie die liggaam onderskei het nie. Daarom is daar baie wat swak is, wat sieklik is en die wat ontslaap het, wat gesterf het, omdat hulle nie die liggaam onderskei het nie. Ek kan nie vanaand verlossingsbloed en 'n liggaam gebruik wat vir my die prys betaal het, maar ek voel steeds ek moet dit self doen nie. Vanaand terwyl ek bid, begin die Here met my praat en ek besef, Jacques, jy voel sleg oor jou foute wat jy maak. Jy voel sleg oor jou tekortkome wat jy voel, jy stel die Here te leer. Hoe kan ek sê ek is verlos en vry, maar ek bly sleg voel en myself kastei oor al my tekortkominge? As ek met my goedheid hemel kon maak, dan was Jesus nie nodig nie. Sy krag word in my swakheid volbring. U kan dit neem. Amen. Na die brood het hy beker geneem en gesê, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, die bloed gestort vir baie. Let op die term baie, ek haal dit baie gereeld aan ook, die woord baie, omdat dit nie vir almal is nie. Omdat almal dit nie wil hê nie. Is nie omdat dit vir geslote groepie is nie. Dis omdat almal nie sy bloed wil aanvaar nie. Die Messiaanse Jode, dankie Here, hulle aanvaar dit. Die ortodokse Jode voel steeds, hulle wil hulle eie uitwerk. Good luck. Die ander mense soek dit nie, ons stel nie belang aan hom nie. Kerke vandag verkondig nie, wat is hierdie wat ons liggaam en goed eet, dis snaakse rituele. Kom ek sê vir jou, gaan terug woord toe. Dis my liggaam, is my bloed vir julle. Vanaand wil ek vir jou sê, daar's min gebruike wat ons het, wat soveel krag het soos nagmaal. Ek wil vir jou sê, as jy voel so gelei, ek gaan nie vir jou sê jy moet dit doen, maar as jy voel so gelei, kry sommer vir jou vroeg in hierdie jaar, druiwesappie, en kry vir jou cream crackers, en hou nagmaal so gereeld as wat jy kan in jou huis, want hoor vanaand die woord van die Here, God sê, hy sal sy volk deurdra, hulle sal sal julle die onheil sien, maar God sal sy kinders se huise bewaar, hoor vanaand die woord van die Here, God sê, gaan my kinders bewaar, julle sal bevordering kry, in 'n plek, waar ander mense afgelê word, jy sal weet dat ek is met julle vanaand, so spreek die Here. Luister, volk van die Here, eer God vir wie hy is, aanbid hom vir wie hy is, sodat hy dit kan wees in jou lewe. As jy hom gaan eer as koning van jou lewe, sal hy die koning van jou lewe wees. As jy hom nie gaan erken en eer vir dit nie, sal hy dit nie kan wees nie, want hy's 'n gentleman. Gebruik dit vanaand. Hulle gaan vanaand die koekies omstuur en dan daarna die kelkies. Ek wil vra dat jy almal sal neem, moenie laat hulle u oorslaan nie. Neem dit, steek jy hand op as jy nie gekry het nie, en neem dit vanaand. Ek gaan vir u dalk probeer 'n lied sing soos die Here op my hart lê, because he loves, en jy kan lekker saam met my sing. Amen. Prys sy naam. Ja, amen.
because He lives, I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know, yes, I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Omdat hy leef. Omdat Hy leeft, Sing saam met ons vanavond. sing ek hans vanmorgen. Omdat Hy leeft, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja, ek weet, Hy hou die toekoms. Zijn die lewens die moeite waard, omdat Hy leeft. Omdat Hy leeft, Hy leef. sien ek hans Here, vanmorgen. daarom sien ons kans vanmôre. Omdat Hy Omdat hy leeft, leef. verdwyn my Here, daarom verdwyn al vrees. ons vrees dag na dag. Omdat ek weet, Jezus, ja, ek weet, Hy hou die Jesus, ons toekoms. aanbid U. En die lewens die moeite waard, omdat Hy leeft. Dat Hy leeft, sien ek hans vanmorgen. Omdat Hy leeft, verdwyn
dankie dat ons vanmiddag kan erken bely dat ons sien kans vermoere omdat ons weet U lewe. Dankie dat ons vanaand weet ons is in die wenspan. Dankie dat ons weet, Here, wanneer ons swak is, U is sterk. Wanneer ons vanaand voel, Here, die probleme en omstandighede is baie, dan weet ons God is groter as die probleme. Ons God is groot en Hy is met ons. Hy is saam met ons. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons is vanaand nou maar eenmal die geseëndes van die Here. Halleluja! Geseënd sal ons wees. Geseënd sal ons wees waar ons beweeg, want God is met ons. Here, ek spreek vanaand in my hoedanigheid as diensknegt van God, spreek ek vanaand die seën van U af oor elkeen wat vanaand in hierdie gebou is, elkeen wat hierdie boodskap nou hoor, elkeen wat vanaand live ingeskakel is. Ek kom seën vanaand jou in die naam van Jesus Christus. Ek spreek seën oor jou liggaam, seën oor jou geestelik, finansiëel en liggaamlik. Ek spreek vanaand seën oor jou kinders, oor jou besigheid, oor jou kleinkinders. Ek spreek seën oor jou huwelik. Ek spreek seën oor dit wat jou hand vind om te doen. Geseënd sal jy wees, want jy is vanaand geseën deur die Here. Jy is die kop en nie die stert nie. Jy gaan nie settle vir laaste plek nie. Jy gaan nie maar net inval met dit wat daar is, wat nie reg is nie. Jy gaan staan en die Here sal met jou wees. En elke reus wat jou pad langs kom met jou uitdaag, sal jy oorwin. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Dankie vanaand, Here, dat U dit doen. Dankie dat U hierdie volk salf en hulle seën. En as ons môreoggend opstaan, dat ons sal opstaan soos geseëndes. Ja, Here, ons gaan opstaan soos geseëndes. Ek gaan dalk sommer koffie in die bed kry. Ja, dis geseëndes. Ons gaan opstaan en ek sal weet dat dit gaan goed met my, want God is met my. Here, ons sal nie tevrede wees om die vloerlappe van hierdie wêreld te wees nie. Ons sal nie tevrede wees om in te val met hierdie wêreld en al sy lawwigheid nie. Ons sal staan in dit wat God wil hê en ons sal staan vir die waarheid. Word nou verheerlik, Vader. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen.